Goeiemôre julle, ons gaan aan met spoedprep nommer 13. Vandag wil ek nou so klein bietjie gesels. Jy het nou weggekom uit die gevaarsone uit. Jy het nou voor die tyd vir jou 'n plekkie geïdentifiseer en jy het eindig nou op, jy weet, op familielid se grond, plaas. Maak nie regtig saak wat ook al die scenario is nie. En hier is nou maar die punt wat ek wil oordra vir hierdie. Of kom ons sê jy het gesien hier gaan 'n klomp mense en hulle is besig om te ry soort van in 'n konvooi en jy besluit nee, jy gaan nou saam met hierdie konvooi. Jy weet nie wie hulle is of wat ook al is nie en jy jy eindig op om saam met hierdie ouens te gaan waar ook al hulle nou heen gaan. So hierdie ding is geldig, maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Die heel belangrikste ding is wat jy gaan moet besef, waar ook al jy opeindig en waar ook al jy inval. En dit maak regtig nie saak nie waar dit is nie. Soos ek sê, as jy nou 'n familielid het waartoe jy gaan, op 'n plaas of op 'n plot of ergens in die berge of wat ook al. Julle moet, of jy as 'n persoon wat daar aankom, moet die persoon na wie se plek jy toe gaan, ten alle tye respekteer. Jy gaan moet optree op 'n manier wat nie moeilikheid maak nie. Onthou, dis baie eenvoudig. Mense kyk nie altyd so daarna nie, maar as ons in 'n situasie kom waar jy moet weggaan of wat ook al, van af waar jy is, gaan jou beste plek om maar heen te gaan maar die platteland wees. Want is minder bevolk, minder dig bevolk ensovoorts. So ek glo 90% van die mense gaan waarskynlik of op 'n boer of 'n familielid of whatever se plaas opeindig. Maar nou moet jy baie mooi verstaan, jy moet daai boer, daai persoon waar ook al jy dan nou opeindig, respekteer. Ek wil nou nie, ek gaan dit nou 'n bietjie krasser stel, maar jy hoef nie by die ou nou gat te kruip nie, maar jy moet daai ou respekteer. As hy vir jou sê, hoor jy moet asseblief nie dat jou kinders met die skape speel argument onthaalwe nie, want daar's 'n ram, en as die ram die skaap, die kind stamp, is hy dood. Jy weet, dis sulke simpel goedjies. So jy moet maar 'n bietjie, jy weet, jouself inhou, en net onthou, jy is eintlik 'n gas by 'n ander ou. En as ek sê 'n gas, is dit nie soos vandag se tyd waar jy gaan na 'n gastehuis toe en jy betaal R5 en dan doen jy een of ander ding wat jy die ou 3 uit 5 gee want hy het nie toiletpapier in die toilet gelos byvoorbeeld nie. Onthou net, daar is niks wat jy daai ou bied nie. Inteendeel, hy bied vir jou iets. So jy moet daar gaan in totale nederigheid en jy moet die ou bystaan waar jy kan. En dankbaar wees dat hy jou wel bystaan. Nou mense, dit is nie noodwendig altyd so maklik vir ons met ons kulturele manier van dinge doen nie. Inteendeel, ons like om altyd half opstandig te wees, hardnekkig op te tree ensovoorts. Maar jy gaan moet besef, en dis hoekom dit maar baie keer makliker is of beter is om eintlik maar by 'n familielid op te eindig in so 'n situasie, maar nou nie almal van die mense daar buite het 'n familielid wat byvoorbeeld 'n plaas het of wat ook al nie. Of inteendeel ewen in die platteland bly nie. Maar dit is belangrik dat jy net daai konsep verstaan en vashou, dat jy kan nie net maak soos wat jy wil op die persoon se grond nie. Jy weet, ek ken baie boere en ek is jy weet nie, ek is nou nie kwaai op boere of enige so iets nie, maar die ouens is nie regtig hulle beskou baie keer goed as common sense. Maar ek meen daar is mos nou 'n rede, 'n sê ding wat sê common sense is not that common. Jy weet, as hulle nou vir jou sê moenie vuur maak, sê nou maar daar nie. Dan is dit belangrik om te besef, daai ou sê moenie vuur maak daar vir 'n rede nie.
Jy weet, want dit is die scenario wat kan 'n veldbrand veroorsaak. Jy weet, daar is soveel scenario's wat kan uitspel. So luister maar die ou, jy weet, al dink jy voel beter. Ag, ek meen, jy weet beter. Dis reg. Jy weet, op 'n latere stadium, dan kan jy mekaar nou 'n bietjie beter leer ken het. Dan is dit mos nou maklik genoeg om vir hom te sê, ja, maar jy weet, as ons nou daar dit so doen en as maak so skoon om die plek, is dit reg as ons dit dan doen. Weet jy wat, en daai boer gaan waarskynlik vir jou sê 100% is nie 'n probleem nie. Maar net om by 'n ou se plek te kom en te maak en doen en breek soos wat jy goed dink. Jong, ek is bevrees jy gaan vir jouself 'n groot lat blik. En hier is die slegte ding daarvan. Gewoonlik sal hierdie tipe goed gebeur in groeperings. So met ander woorde, dis jy, Sunny, Kosie en sy vrou, en Pietie en sy vrou, en wat ook al, julle eindig nou op een van julle familielede se plaas, en jy weet, julle, alles gaan alright, jy weet, vir die eerste week, maybe week 2, voel julle daar's bietjie krapperigheid, maar nou is julle, is mos nou familie, so jy sê sommer vir Flip, wie se plaas dit is, luister Flip, ons gaan dit nou so en so en so doen. Flip gaan jou van sy grond afgooi. Ja, en, as jy wil, kan jy natuurlik gaan en jy kan nou vir Flip van sy eie grond afgooi. Maar hier's nou waar die probleem inkom. Die ouens wat uit die stede uitkom, en selfs boere wat uit ander dele uitkom, het nie die know-how noodwendig van die area waartoe jy gaan nie. En dis waar die groter probleem ook baie keer inkom. So as jy nou vir Flip van sy grond afgooi, nou sit jy met 'n bietjie van 'n probleem, want Flip ken die area, jy ken dit nie. Flip gaan miskien of waarskynlik van sy pelle kry, hulle gaan jou kom uitsort, en dan as jy gelukkig is, en jy word net afgesit van die grond af, nou sit jy met jou familie, sonder enige beskerming, sonder 'n dak oor jou kop, sonder enige veiligheid. So dis baie, baie belangrik, dat jy moet besef dat jy gaan moet, waantoe ook al jy gaan soontoe gaan met nederigheid, en mense leer vir jouself 'n skill, enige skill, nie 'n rekenaarskill obviously nie, maar 'n praktiese skill, as jy kan houtwerk doen, of jy's 'n goeie welder, enige so tipe iets, gaan vir jou baie meer beteken in die tyd wat voor lê, dink ek, as baie van die goeters wat ons nou beskou as baie waardevol en sovoorts. Jy weet, as daar nie krag is nie, kan jy hoe goed wees met Excel, dit gaan jou absoluut niks help nie. Maar as jy daarom 2 pype aan mekaar kan vasweld, jy weet, kan dit daarom op 'n generator gedoen word, of as jy ten minste 'n trekker kan ry, of jy weet hoe werk 'n hamermeele, of al enige van hierdie goede, jy weet, gaan vir jou baie meer baat, as wat jy, jy weet, geen iets na die tafel toe bring nie. Jy weet, selfs al dink jy aan iets soos, goed soos leerwerk, en daai tipe goed, hoe om klere te maak. Jy weet, jy gaan nie noodwendig meer by 'n winkeltjie kan instap en net vir jou 'n hemp en 'n broek koop nie. Hoe om klere reg te maak. Hoe om skoene reg te maak. Ek dink skoene gaan van kardinale belang wees. Jy weet, goed so sokkies en skoene is maar gewoonlik die eerste plek waar jy begin moeilikheid kry, siektes kry en al daai goeters. En dit is maar omdat ons gaan, ek glo ons gaan teruggaan na 'n tyd toe waar jy weer 'n bietjie met jou hande gaan moet kan werk. Jy gaan maar 'n bietjie 'n pik kan swaai en 'n skoffel mee kan werk. En met ons oulike nuwe wat is nou die woord, sprankelende skoentjies wat die ouens en goeters vandag dra. Eerste keer as jy op hy skoffel of graaftrap, is daar waarskynlik niks van die skoen oor nie. Jy weet, so ons moet maar hierdie goedjies maar in ag begin neem, maar die groot ding wat ek wil oordra met hierdie, is as op jy op iemand anderste se plek kom, is jy 'n gas en tree in nederigheid op. Want jy is nie die baas nie. En jy gaan waarskynlik sien, daai ou gaan ook nie noodwendig met jou wil baas spelerig wees nie. Maar hy ken sy grond, hy weet hoe dit werk, hy ken sy area.
Jy kom daaraan, jy weet eintlik maar niks. En leer vir jou, soos ek sê, 'n ekstra skill aan. As jy iets soos 'n dokter of wat ook al is, glo ek jy sal 'n redelike groot aanvraag wees. Of 'n verpleegster of wat ook al jy dit nou wil noem. Maar daar's sekere ander goeters wat jy kan aanleer wat wel behulpsaam gaan wees. Soos ek sê, dit gaan niemand niks baat om op Excel te werk of Word of wat ook al nie as die krag af is of as die netwerke af is nie. Want dan beteken daai goed absoluut niks nie. Mense, ek hoop dit help en dit maak 'n paar ouetjies se oë oop. Soos ek sê, ons staan nou aan einde se kant toe van die spoedprep reeks. Ek hoop dit het julle gebaat. Ek gaan nog dalk so 1 of 2 videoetjies maak. Maar ja, dit is maar hierdie een is altyd vir my 'n belangrike een want ek dink nie mense besef dit altyd nie. Ons het mos maar daai maniere in ons dat ons sal eerder kom en oorneem en te kere gaan. Maar ek weet nie of daai kite noodwendig gaan vlieg nie. So ja. Okay mense, lekker dag. Bye.